Ek was met 'n wonderlike, liefdevolle man getroud wat absoluut geniaal was. Hy was 'n fantastiese boer, geseënd. Altyd gesê, as hy 'n put in 'n stuk teer plant, gaan die mielie opkom. Vroeg getrou met my man in 94 en basies saam met hom vir 28 jaar geboer het, kinders groot gemaak het, in kantoor gewerk. So boerdery is maar 'n ou se wortels, dis deel van jou bestaan. Ek is opgewonde om deel van SAI te wees en 'n verskil te probeer maak in landbou vandag, om stem te gee aan goed wat belangrik is. Om nie meer skaam te wees oor dinge wat moeilik is om oor te praat nie, maar ook hoop te gee daar buite dat daar's 'n plek vir familieboere, daar's 'n plek vir kleinboere, sodat ons nog steeds kan bestaan, want iewers moet iemand in die gaping staan om dit oor te gee vir die volgende generasie. Ons is jong getroud, passievol gewees in wat ons doen, saamgewerk as span en 'n wonderlike geleentheid gehad deur ons sy ouers wat die visie gesien het dat ons kan op ons eie funksioneer. So Fransjo was 'n stabiele gesinsman, standvastig, absolute karisma gehad wat mense baie naby aan hom getrek het. Hy was lief vir die Here, lief vir sy vrou, lief vir sy kinders. So ja, dit het baie goed gegaan. Ons was geseënd in ons jong lewe. Ons het goed gevorder in wat ons doen. Eenheid en saam staan en as 'n spanwerk was ons lese. Dit het maar net gebeur dat éventueel oor tyd, dink ek maar net te veel, te vinnig, nie betyds mooi na homself kyk nie. Besluite wat hy geneem het, al het hy my geraadpleeg en al staan ons saam in dinge en dink ons dinge gaan uitwerk, is dit op daai stadium dalk die regte keuses, maar na die tyd, as mens herbesin, was daar te veel druk. Nooit gedink, hy wat my man is, wat regtig 'n sagte gees en 'n rustige geaardheid gehad het, sou ook in 'n gat van depressie val nie. Die verlies aan 'n kind vir 'n mamma is so erg vir 'n man wat nie kan voorsien nie en wat sy besigheid verloor en wat finansiëel nie dit maak nie. Ons moet kan sê, ons sukkel, ons kry swaar, ons brand, dinge werk nie uit nie. Jy moet die een wees wat vroeg opstaan, jy moet die een wees wat laat gaan slaap. En jy gaan slaap nie, want jou brein stop nie, want jy weet wat lê môre en wag. So ek dink dis my boodskap van hoop vandag. As jy voel jy's daar en jy wil weer jou lewe neem en 1 sekond vat om daai sneller te trek, ek kan net vir jou sê, dis nie meer te werk nie. Want vir 5 jaar moet ek deurgaan wat dalk vir jou in 1 sekond 'n uitweg gevoel het. Dit is nie die moeite werd om jou vrou en jou kinders net te los nie. Dit is nie die antwoord nie. Jy is nie smaklik nie. Niemand gaan sleg na jou kyk as jy sê ek maak dit nie. Jou vrou is steeds lief vir jou. Jou kinders bewonder jou reeds vir die feit dat jy nie opgee nie. Maar as jy nie na jouself gaan kyk nie en kan losmaak van aardse goed wat jy in elk geval nie opvat nie. Daar's genoeg mense daar buite. Hulle sit 'n oproep ver. Hulle sit met 'n WhatsApp en wag vir jou te bid. En by jou te kom sit, sê Boeta, so kyk, vat jou hart, maak jou hart sterk. Maar wanneer ons deur moeilike tye gaan, beteken dit nie ons moet kies om ons uit te haal uit 'n stelsel uit nie. Dis nie God se hart nie, dis nie God se plan nie, dis nie jou vrou en jou kinders se hart nie. Ons mis my man elke dag, alhoewel die Here tweede kanse en nuwe geleenthede gee en ons kies lewe, en ons kies om sy nagedagtenis te eer, mis ons nog steeds hom elke dag in hierdie bedryf. Die vraag dat ek verbore het vir uitdagings, ek weet dit is enorm vandag. Ek kan beamoen saam met jou, dit is enorm. Dis nie dieselfde as 20 jaar terug nie. As ek vat vandag, wat ek as boerdogter beleef het, het ek nooit geweet waar my pa gaan nie. In die 28 jaar wat ek en my man getroud is, het ek regtig ook nooit geweet waar hy gaan nie. Tot ek vandag in sy eie skoene staan. My raad aan jou as boer is, reik uit. Erken, jy kry swaar. Erken, jy het hulp nodig. Erken, jy het finansiële hulp nodig. Enige hulp, finansiëel, geestelik, finansiëel, sielkundig, emosioneel, liggaamlik, jy het hulp nodig.
En ja, moenie skaam wees nie, reik uit en moet nooit dink dat jou vrou en jou kinders ooit jou as 'n swakkeling sien nie. Geen boer hoef alleen deur hierdie trauma te gaan nie. Hulp, begeleiding en hoop is beskikbaar. Kontak die AfriForum Trauma Eenheid by 064 870 8312 of trauma@afriforum.co.za.